Goeiedag almal. Vertrou dit gaan goed. My naam Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus. Ek verwelkom elkeen wat na my luister. En ek groet julle natuurlik in die naam bo alle name, Koning Jesus Christus. Ek wil nie lang praat vandag nie. Ek wil net iets wat baie sterk op my hart druk vandag met almal deel. Ons het Menseregte dag gevier gister en daar's baie gesê. Ek het die Here het my so gelei om ook maar na 'n paar woorde en politieke leiers se uitsprake en toesprake om dit te volg en daarna te luister. En ek wil vandag met elke Suid-Afrikaner praat, wit, bruin en swart. Ek wil praat wat op my hart gelê word, omdat weet 'n saak moet van alle kante af gehoor word en dis lekker as jy op 'n troonstoel staan op 'n podium en jy kry jou spreekbeurt internasionaal vir die hele wêreld om te sien en jy's die een wat die houe slaan, jy's die een wat die skoppe uitdeel en verstaan, dis nie regverdig, dit kom net van een kant af en die ander mense moet nou maar net stil bly en hulle mond hou en hulle kant bring. En ek voel net vandag en verstaan my punt baie mooi. Ek staan totaal en al onpartydig. Ek kies niks in niemand se kant nie. Ek kyk nie deur menslike oë na die wêreld nie. Ek kyk deur God se oë na die wêreld en ek laat my lei deur die Heilige Gees. En wat my baie geïnspireer het vandag om hierdie boodskap te maak is ek het na meneer Julius Malema se toespraak geluister gister en wat vir my uitgestaan het, is die hele feit dat hy uit 'n klomp groot houe geswaai, nie net na Amerika toe nie, maar na ons wit bevolkingsgroep toe ook. En jy weet, een ding wat vir my opvallend was die manier hoe hierdie mense hou daarvan om vingers te wys, hulle self te verontskuldig, en ek wil amper sê op die rugry van apartheid, en in die verledes inlewe en 'n saak van een kant af oor sy lippe spoeg. En dit is baie maklik om houe te slaan en vingers te wys as dit van een kant af kom. En terwyl jy die podium het en mens kan dit sien, hoe die absolute haat en onvergewensgesindheid en absolute kwaad vir geld wat uit daai man se hart uitborrel. En wat vir my uitgestaan het, totaal en al, van soveel politieke leiers en mense wat podiums gister gehad het, is hoe mense in die verledes inlewe. En ek wil vandag vir julle sê, baie dinge wat Julius Malema gister gepraat het op daai podium, is die waarheid. Hy het baie dinge uitgelê en geopenbaar van Amerika en Europa en al die mense wat nooit daar was vir hulle tydens die dae van apartheid nie. En hy het weer eens dit in ons gesig gevryf, hoe is hulle absoluut verneder en verwoes en doodgeskiet en misbruik en soos honde behandel in die apartheidsjare. So daar's baie dinge wat hy gesê het, wat ek vandag kan verstaan, waar kom dit vandaan, en daai emosie wat saam met dit loop, maar die probleem is, hierdie mense lewe in die verlede, hulle kan nie vorentoe kyk nie, hulle kan nie aanbeweeg in hulle lewens nie, en dis asof hulle absoluut op die rugry van apartheid, en dit is soos 'n emosionele manipulasie, en kom ek vertel jou iets, jy sal nooit verlos en vrykom van die dae van apartheid, as jy nie begin vir 'n slag vorentoe kyk nie. Jy gaan nooit regkom in jou lewe nie, sal met daai, ek wil amper sê, daai selfbejammeringshouding en mentaliteit, sal jy in die graf ingaan. En ek wil vandag vir jou sê, baie wat Julius Malema gesê het gister, was die waarheid gewees. Ons weet, dat baie, baie swart mense, baie sleg behandel was in die dae van apartheid. Ons ook in die laaste tye, in die laaste 30 jaar van die nuwe Suid-Afrika, was daar baie gevalle wat hy verwys na 'n boer wat 2 swart mense gevoer het vir varke, en ons weet van daai een saak wat een van die swart mense in 'n kus ingedruk is. Ons weet wat daar
Noordwes gebeur het, ons weet wat in die Kaap gebeur het, so daar word foute gemaak, vandag nog word daar foute gemaak deur wit mense ook, en nie almal van hulle is goed nie, maar ook nie almal van hulle is sleg nie, en daar's baie punte wat ek kan sê, weet jy wat, nee, jy het uitgegaan, jy het absoluut uitgegaan, meneer Julius Malema, om dit in ons gesigte in te druk, en die verledes in die gesig van ons wit mense, en van Amerika, en almal, weet, dit het jou nou absoluut bevredig, om op die negatiewe te konsentreer, en te fokus. Maar een ding wat vir my uitgestaan het gister, is, soos julle nou, weet, hierdie verskriklike slagting, weet, geopenbaar het aan die wêreld om te sien, en hoe wreed en hoe sleg ons wit mense is, het julle vergeet op die einde van die dag om na julle self ook te kyk. Dis allemaal lekker om vingers na ander mense toe te wys, en houe te swaai, en weet, nie aan die ontvangkant te wees nie. En wat vir my baie sterk uitgestaan het, julle vertel nie vir die wêreld hoe julle eie regerende party mense doodgeskiet het met Marikana nie. Julle sê, julle leer nie vir mense, julle vertel nie vir julle eie mense wat julle daar so op die podium show and shine hou. Jy vertel nie vir hulle hoe hulle doodgaan binne hospitale, kinders en mense doodgaan in staatshospitaal. Jy vertel nie vir hulle hoe staan baie ou vrouens, wat swart bruin vrouens, hoe sit hulle in lang rye by Sassa, buite op die stoepe, op die sypaadjies, om hulle geld te kry nie, wat hulle ure en ure daar staan, net op die oude van die dag, om weggewys te word. Jy weet wat, jy verwys nie na die wêreld, jy verwys nie julle eie mense. Kyk hoe lyk Johannesburg se middestad, kyk hoeveel mense daar doodgegaan met brande, hoeveel mense daai geboue, hoe kan ek sê, beset, en daar het totaal en al die plek oorgeneem. Julle vertel nie vir die mense, hoe julle in die dae na apartheid tot 'n val gekom het, hoe julle alles van die beste ontvang het in hierdie land, en hoe's alles in die grond en bestuur en besteel nie, soos Eskom, soos Transnet, Postnet, Danel, hoeveel plekke is daar, wat absoluut in die grond en besteel is, en hoe kan ek sê, bestuur is. Julle vertel nie vir die mense internasionaal, hoe ons eie president, Cyril Ramaphosa, so baie geld dat hy dit in sy banke op sy wilsplaas wegsteek nie. En hoe julle almal julle self verryk, hoe die wit mense die skuld gegee word vir apartheid, en julle met julle haatlike harte, mense, jy weet, julle kan die hele tyd op daai rug ry, op daai emosionele manipulasie, maar weet jy wat, dis julle wat op die oomblik, op die einde van die dag tenders kry, en 'n boetie saamspeel, en julle het hierdie hele plek vrot besteel, en ons land leeg gesteek. Kyk hoe lyk die plek, daar's niks om op trots te wees, ons dorpe, ons stede ryk soos plakkerskampe. As ons kyk hoe lyk ons strate, as ons sien hoe loop die riool, rou riool binne ons riviere, en hoe lyk dit in ons damme, hoe lyk dit in rivier, hoe lyk ons munisipaliteite, kyk hoe mense elke tweede dag tooi, omdat julle nie julle werk doen nie, omdat hulle korrup is. Al wat mense vra is vir skoon water, vir krag. Jy sien julle fokus en julle konsentreer om die hele tyd die wit mense sleg te maak en te verneder. Ek dink die grootste vernedering wat my absoluut ontsteld het, is toe meneer Julius Malema gesê het, wie wat Eugene Terblanche het swart kinders verkrag, en hy het seks met sy werkers op die plaas gehad. Kom ek vertel julle iets vandag. Daai man het baie foute in sy lewe gehad, want ek vir jou sê, daai is 'n blaatante leuen uit die put van die hel. En weet jy hoe weet ek dit? Ek het dit met die stem van die Heilige Gees gestaaf en bevestig. Weet julle hoekom praat meneer Julius Malema so? Want dit gaan oor om hom te verneder, om sy familie te verneder, om ons te verneder. Jy sien, dit is wat ons bevolkingsgroep, al is ons in die mindere, ons het baie foute gemaak, ons is nie daar om dit te ontken nie. Verstaan my punt baie mooi, daar is baie foute in apartheid gemaak, en mense is verdruk en geslaan en verneder en misbruik, selfs doodgemaak, onder die vaandel van Christendom. Daar was baie foute gemaak, ons is nie om dit hoe kan ek sê, om dit te ontken nie, maar ek wil vandag vir jou sê, nee, ons
het vandag net soveel rede om op 'n klip te sit en onsself jammer te kry, maar ons is nie daai tipe bevolkingsgroepe. Jy sien, julle hou daarvan om houe uit te saai en vir die hele wêreld te vertel, hoe was julle aangerand en geslaan en opgeskiet en vermoor. Maar weet jy wat, nie een van ons was daar nie. Nie een van ons, ek was nie daar nie. Ek weet nie dat, weet jy wat, by Marokkaan het julle eie mense op julle eie mense geskiet. Hoekom? Wat was die rede? Daai mense het nie geluister nie na die polisie nie. Hulle het in opstand gekom teen die polisie. Hulle het die polisie aangeval. Hulle het gekom om die polisie aan te val. En weet jy wat, jy het 'n reg op selfverdediging. Hoe weet ons dat die polisie wat daai tyd geskiet het en foute gemaak? Hoe weet ons daai mense was nie bestook met klippe nie? Klippe wat 'n wapen is wat iemand kan vermoor en doodmaak, wat poging tot moord is. Hoe weet ons was nie daar nie? Hoe weet ons dat daai mense wat so op die polisie afgehardloop, dat daai mense bedreig was en opgetree het vir selfverdediging? Maar dan weet ek ook, ek was nie daar nie. Dit kan miskien gewees het dat ons voorgeslagte, dat ons wit bevolkingsgroep, by die polisie wat daai tyd in beheer was, dat hulle met haat opgetree het. Ek verstaan dit, ek kan nie praat nie, want ek was nie daar nie, maar my God was daar, en hy is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Maar kom ek vertel julle iets, ons trek al 30 jaar, nadat hierdie land oorgegaan het na die nuwe Suid-Afrika toe, wat die ANC-regering, 'n demokratiese regering oorgevat het. Weet julle wat, julle sit en lewe in die verlede, maar julle vergeet van hoeveel duisende, tientalle mense, wat op 'n daaglikse basis binne ons land vermoor word. Wit, bruin en swart mense wat voor graf te staan, as hulle vermoor op plaas, of hulle vermoor in dorpe, as hulle vermoor in plakkerskap, hulle vermoor op die Kaapse vlaktes. Maar dit verkies julle om mis te kyk, en dit alles onder die vaandel van die ANC, van die nuwe regerende party, van 'n demokratiese party, maar julle fokus nie daarop. Hoeveel van ons kinders gaan gebuk, wat hulle tot 'n val kom en hulle lewens verloor deur dwelms? Kyk hoe gaan dit in ons skole. Aan die een kant word daar skole gebou, aan die ander kant word alles afgebrand. Kyk die wetteloosheid, die disrespek in ons skole. Julle sien dis lekker om houe te swaai. Is allemaal lekker om van die podiums, wat jy's nou God, verstaan jy, almal dra en worship jou, en almal kyk op na jou, en jy daarom die TV gehaal. Maar weet jy wat, dis asof jy jouself verlekker, dis asof jy dit jou mission maak, meneer Julius Malema, om vernederend op te tree teenoor ons wit bevolking, en jy kan net in die verlede leef, dis al waar jy kan leef, maar jylle kyk, jylle eie foute raak, kyk hoe moet mense met emmers vir hulle water gaan kry, by trokke, omdat jylle wat in beheer is van hierdie land, te sleg is, om na die goed te kyk wat julle vernietig van. Kyk hoe lyk die munisipale swembaddens, kyk hoe lyk ons water, kyk hoe lyk dit in Eskom, kyk hoe val hierdie hele land alles uit mekaar uit. Dit het absoluut niks. Hoor wat ek vanaf sê, absoluut niks om trots te wees. Weet julle wat, daai tyd was julle nederig toe julle toe die Here die land vir julle gegee het om beheer te vat en hierdie land te bestuur. Toe was julle nog nederig en sagmoedig en dankbaar en opgewonde, en Nelson Mandela het julle opgehemel en julle het hom verafgod. Weet jy wat, maar julle het almal nou so hoogmoedig en groot geword, dat julle so arrogant geraak het, dat julle lande soos Amerika kan pos en sê, wie wat, ons het julle nie nodig nie. Dit is arrogansie, dis hoogmoed. En ek kan vandag vir jou sê, jy weet wat, 'n mens moet pas op. 'n Mens moet pas op hoe jy die hand wegklap, wat jou verlang gevoer het. Ek wil julle sê, veral met meneer Eugene ter Blaas, hy man het baie foute gehad, hy kan as 'n rassist, kan jy vir hom sê, wat hy was 'n persoon wat opgestaan het vir sy eie volk, vir sy eie belange, hy het geglo in dit wat hy glo, net soos meneer Julius Malema en Kie en almal wat hom ondersteun ook glo, dat die roetes wat hulle stap is die regte roete, maar ek kan vandag vir julle sê, julle gaan baie sleg praat van hom, maar om te sê, hy het kinders verkrag, en hy het sy werkers op die plaas verkrag, is 'n leuen uit die put van die hel uit, en dit is alles net daar om ons verder te verneer. Ek wil julle iets leer vandag, want ek weet, daar's baie oë op my, en daar's baie ore wat luister, wat ek vandag wil sê, kyk na ons bevolkingsgroep, ons het baie foute gemaak, en ons het die prys betaal, want ons het
baie foute gemaak in die dae van apartheid. Maar weet julle wat? Ons sit nie jaar in en jaar uit, jaar in en jaar uit, jaar in en jaar uit op 'n klip en huil en moan oor die verlede nie. Ons het genoeg redes om oor te moan en vir die internasionale televisie sê, kom neem ons af, ons gaan gou 'n paar ouens by mekaar kom, ons gaan so 50,000 wees, dan betaal ons almal om saam met ons te huil en te moan en 'n absolute show te maak, van hartseer en hoe is ons geboelie al die jare. Ons het meer as genoeg rede om ook so in die verledes in te leef. As ons kyk, hoe was ons voorgeslagte vermoor en kinders teen waafwiele stik en flenters geslaan by Bloukrans. Ons sit nie in moan en grou onder die verledes nie. Daar het ons 'n rede om ongelukkig te wees. En net soos julle jaar in en jaar uit op 'n klip te sit en onsself jammer te kry. Selfs met die Britte, wat hoeveel van ons vrouens en ons kinders in die konsentrasiekampe en daai tye van die Anglo-Boereoorlog, hoeveel vrouens en kinders het hulle lewens daar verloor. Sien julle dat ons bevolkingsgroep dag en nag op 'n klip sit en onsself jammer kry? Weet julle wat, mense het genoeg redes. Ons kan ook vinger wys, ons kan ook vir julle vertel met ons voorgeslagte, waar was ons deur die Xhosa volk, deur die Zulu volk vermoor, en hoekom ons voorgeslagte julle nie kon vertrou het nie. Want julle het net soveel skade gemaak. Julle is net so skuldig as wat ons ook is. Almal het foute gemaak. En ek kan vandag vir julle sê, die Here het dit gesien en die Here het dit geweet, en dit is waar die land se grootste draaipunt, hierdie land se grootste draaipunt het gebeur in 1992 met Codesa, wat mense om 'n tafel gesit en gesê het, weet jy wat, ons sit hierdie dinge in die verlede, ons beweeg aan en ons kyk vorentoe. Vandag sit ons met 'n klop leiers wat praat van jou mense en ons mense en my mense, en wat dag en nag in die verlede inlewe en gaan fout soek by alles en almal behalwe hulle self. En ons het nie goeie leierskap in hierdie land. En ek wil vandag vir julle sê, ons hoor daagliks, hoe het ons die grond gesteel? Hoe het ons hulle vrouens verkrag? Hoe het ons hulle mishandel? Hoe hulle armoede waar hulle vandag is, alles die witman se skuld is. Nou weet jy wat, hulle wil geen verantwoordelikheid vir hulle self vat nie, verstaan my punt mooi, en daar's baie redes wat ek vandag kan sê, weet jy wat, ons het baie skuld aan baie dinge, ons verstaan dit ook, maar julle het ook baie skuld, verstaan jy, as ek vandag sukkel om 'n brood op die tafel te sit, gaan ek nie 5 of 10 kinders maak nie, verstaan my punt, ek gaan nie by elke vrou hier buite sal, baie van die kinders weet eers wie hulle ouers is nie. En ek wil vandag vir sê, dan maak jy dit bietjie vir jouself moeilik. En dit wat ons regering wil doen, ons regering verryk hulle self. Dis tyd dat al hulle navolger wat hulle so verafgod en prys en hoorsit en ja en amen wat hulle sê, gaan bietjie na jou leiers toe, gaan na meneer Julius Malema toe, gaan bietjie na meneer Cyril Ramaphosa toe, dan gaan kyk jy in watter huis hulle bly, jy gaan kyk watter salaris hulle verdien, jy gaan kyk na die pakke klere wat hulle dra, jy gaan kyk na die horlosies wat hulle dra, jy gaan kyk waar gaan hulle kinders skool, waar gaan hulle het medies, hulle het pensioene, hulle kinders is in die beste skole, en verstaan my punt, hulle het al daai voordele. En weet jy wat, as dit kom by verkiesingstyd, wat almal by mekaar moet kom, dan kom speel hulle hierdie rasse kaart, en hulle polariseer alles onder wit, bruin en swart, alles wat opgebou word, die samehorigheid tussen wit, bruin en swart word deur hierdie slegte leierskap van politieke partye in ons land, word dit afgebreek, dis hulle wat rasisme lewendig hou, dis ene wat ek vandag kan sê, van ons Springbok rugby span, daar is 'n man soos Rassie, hy leen sy oor aan niks en niemand uit nie, hy kyk na mense, hy kyk na spelers onder wit, bruin en swart, en hy kies die kwaliteit, hy sien die kwaliteit, in elke liewe persoon hier buite, dit gaan nie oor hoe hy ryk nie, dit gaan nie oor hoe hy lyk, dit gaan nie oor wat 'n taal hy praat nie, maar hy sien die potensiale mense, weet jy wat, hy bring al die mense by mekaar, en sê, weet jy wat,
Ons het 'n job om te doen. Hierdie is ons werk. Dit is wat ons doen en ons gaan onsself nie met al hierdie politieke gemors besig hou nie. Weet jy wat? Onder wit, bruin en swart kies hy die beste span en hy probeer. Ja, daar's baie ander spelers. Daar's ander mense wat se opinies miskien anderste is. Ek verstaan dit. Dis hoekom hy die afrigter is en ons nie. Maar weet jy wat daai man doen? Hy wys vir Suid-Afrika. Hy wys vir elkeen van ons dat dit haalbaar is. As ons mekaar respekteer en hande vat en saamwerk, dan kan ons hoogtes bereik. Hoe het hierdie man en sy span hoogtes bereik? En ek wil vandag vir sê, so kan daai hoogtes bereik word in hierdie land, in die presidentskap, in die kabinet en regering, in Eskom, in ons staatshospitale, in ons, man noem dit. Weet jy wat, as ons begin die politiek en die velkleur die verlede los waar dit is, en 'n ou begin saamwerk, dan gaan 'n mens vooruit gaan. Maar weet jy wat, is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En ek wil vandag vir julle sê, dag en nag swaai die houe, hulle gaan grond vat sonder om die mense te vergoed. Wat niks anders as goedgekeurde diefstal is nie, grondonteeneming sonder vergoeding. Maar ek het vir hom nuus, hy sê die hele tyd, die land behoort aan ons, die grond behoort aan ons. Die grond behoort nie aan jou nie. Die land behoort nie aan jou nie. Weet jy waaraan behoort die land? Die land behoort aan God. En hy is die ene wat dit uitdeel en gee soos dit die Here pas. Dis hy wat in beheer is. Hy is die regverdige God, regverdige regter. En my Bybel leer vir my, Hebreërs 10:30-31, dit is God se reg om te vergeld en te straf. Hy sal oordeel. Hier's te veel mense wat dink hulle is God hier buite, wat dink hulle is menere. En ek kan vandag vir jou sê, ja, ek kan nie namens my voorgangers praat en nee, elkeen van my voorganger. Ek kan nie namens hulle praat. Ek weet of hulle grond of hulle eiendomme, hoe kan ek sê, op 'n eerlike basis ontvang het, wat ek was nie daar nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, God was daar. En hier's van my voorgangers, hier's van my voorgeslagte, wat baie hard gewerk het vir elke stukkie grond wat hulle het, wat betaal het daarvoor, wat regverdig die eienaars is, en God weet dit. En ek weet, daar was baie ongeruimthede en aparte, wat mense van hulle grond daar weggeskuif is, en op ander plekke geplaas het. Dit verstaan ek ook. Maar weet jy wat, vandag wil hulle grond terug eis waarvan hulle weggeneem is en wat hulle verwyder is, maar hulle wil dit wat hulle gekry het, daai tyd wil hulle ook behou. Jy sien die apartheidsregering het mense geskuif en hulle op 'n ander plek gaan sit. Dis nie dat hulle net afgehaal en sê voet sê ek gaan bly onder 'n boom nie. Hulle het die mense geskuif na plekke toe. Dit was hulle manier van hoe hulle probeer die land bestuur. Dit het in hulle gesigte ontplof, maar nog steeds het hulle mense geskuif van hulle perseel of grond af en op 'n ander plek gaan sit. En vandag wil daai einste mense alles terug hê waarvan hulle vandaan kom en hulle wil behou wat vir hulle gegee is daai tyd. En dit is ook nie regverdig nie. En ek wil vandag vir julle sê, God se seën is nie oor hierdie besluit, oor hierdie roete, oor hierdie pad wat ons regering tans volg, dat ek vandag vir jou sê, het gaan in hulle gesigte ontplof. Ek wil vandag vir my landsgenote, my bevolkingsgroep, al die wit mense, wil ek vandag sê, staan julle heeltemal terug. Heeltemal terug. Heeltemal terug. Weet jy wat, daar's 'n tyd om te praat, dan is daar tyd om stil te bly. Dat ek vandag vir jou sê, God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. En weet jy wat? Hy kies nie kant nie. Hy kies nie, hy het nie wit broodjies, hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat ons sê ons is Christen, beteken glad hy gaan ons kant kies nie. Dit gaan oor, God weet wat is geregtigheid en regverdigheid, en hy gaan optree, hy gaan oordeelstraffe vergeld, hy gaan optree teen hierdie mense wat 'n leuen in die lug ingespoeg het, en almal hardloop agter daai leuns aan. Kom ek vertel vandag vir julle, dit gaan alles in hulle gesigte ontplof. Hoor wat ek vandag vir jou sê, daar's een pad vorentoe, wit, bruin en swart, elke persoon wat vandag na my luister, hoor wat op my hart gelê word vandag. Ek wil vir elke swart mens, elke bruin mens vandag, wil ek sê, om deur God se oë na hierdie wêreld te kyk, en weet jy wat, nooit ooit kan jy grondonteeneming sonder vergoeding goedkeuring goed praat nie. Nooit ooit nie, want dan is jy nie 'n Christen. Jy kan dit doen, ja, as dit jou keuse is, maar dan kan jy jouself nie 'n Christen noem nie. Daar's baie foute gemaak in apartheid, maar nie elke voorganger van my het dit wat hulle het op 'n onregmatige manier ontvang. En dat ek vir jou sê, as jy grond so kan vat, as jy plaas op so 'n manier kan vat, kan jy
wit mense se huise ook onder hulle voete uitvat. En ek wil vandag vir sê, gaan kyk bietjie in Zimbabwe, gaan kyk hoe lyk daai land, gaan kyk wie die grond gekry, gaan kyk, jy weet wat nie, hulle het al die grond, alles gevat, maar daar's 'n absolute vloek oor daai land, nie, daai mense eet motte, rotte en spinnekoppe, die helfte van daai mense is amper in Suid-Afrika. Daai hele land val uit mekaar uit. Ek was daar toe daai land gefloreer het. Ek het van hoeveel boere se plase af 'n lemoene gelaai en tabak en blomme het ons uitgery uit Zimbabwe uit. Ek weet waarvan ek praat. Daai land het so floreer tot hulle agter die verkeerde mense aangehardloop het in die leuns geglo wat hulle praat. Wie het al daai plase alles gekry? Al die fat cats, hulle chommies, hulle buddies, soos dit vandag ook gaan met tenders. Dis al waaroor dit gaan, sodat hulle geld in die sak kan druk. Hulle kry 'n helse klomp geld met tenders, maar hulle doen nie die job nie, en hierdie hele land val uit mekaar uit. Ons weet hoe's Pretoria, Tshwane en Hammanskraal, daai waterprojek, hoeveel duisende rande is dit weg, missing. So weet ons van die hoe kan ek sê, wat die staat so besteel is daai tyd. Die Here sien, hoor en weet alles, en daai mense kan dit ontken, hulle kan maak wat hulle wil, God sien, hoor en weet alles, en dit wat hulle mis, hulle kan vir almal leenspoeg oor die troonstoel wat hulle staan, op televisies kan hulle leenspoege maak en doen net wat hulle wil. God sien en weet alles, en hy weet wat die eerlikheid is, hy weet waaroor alles gaan, en ek wil vandag vir elke wit brein en swart mens sê, weet jy wat, nee, by Kodesa het ons mense hande gevat. Dit is wat Nelson Mandela en F.W. de Klerk, hoe kan ek sê, dis wat daai mense kom doen het, is om hierdie land te verenig, en dis hoekom hulle die prys van vrede ontvang het, daai toekennings, omdat hulle iets vermag het, wat geen mens op hierdie aarde kon vermag, en dis hoekom hulle die presidente van Suid-Afrika was, en nie ons nie. Maar ek kan vandag vir julle sê, as 'n kind van die Here, dat God daai twee mense gebruik het, om Suid-Afrika te verenig, en by Kodesa was daar om die tafel gesit, en daar was 'n besluit gemaak vir die pad vorentoe. En weet jy wat, God was daar, hy het gesien die ooreenkoms, hy het gesien die hande wat geskit is in die pad vorentoe. Vandag is dit hierdie huidige regering se keuse, en hoeveel ander politieke partye se keuse, om daai ooreenkoms te breek, om daai hand weg te klap. Ek bedoel, die EFF sing die volkslied van Suid-Afrika sonder die stem, maar dit wys vir jou wat in hulle harte aangaan. Hulle is die rassiste, hulle is die mense wat in die verledes inlewe, dis hulle wat se harte vol haat is, en wrokke en kwaad, en dis hulle wat rassisme en dood en moord in hulle harte het, dis hulle wat nie vorentoe kan beweeg nie, en kom ek vertel jou, daai tipe mense sal alles in hierdie land doen, hulle sal die hele land op sy knie bring, net om te kan kry wat hulle wil hê, hulle wil in bestuur staan, hulle wil dikteer, en weet jy wat, die dag wanneer hulle in beheer is, sal hierdie land dieselfde pad stap as Zimbabwe. Hoor wat ek vandag vir julle sê, en ek wil net vandag, ek wil net vir elkeen sê wat vandag na my luister, die pad is vorentoe, om vorentoe te kyk, en hoe kan ek sê, die Bybel sê, Matteus 6, 14, 15, as ons ander mense nie kan vergewe nie, kan God ons nie vergewe nie. Jy sien, as Jesus Christus dieselfde attitude gehad het as Julius Malema, hoe dink julle sou hierdie wêreld gelyk het? Hoe sou ons ooit die hemele gesien het, as ons met daai haatlike harte vir die res van ons lewe rondgeloop? Jesus het ons onvoorwaardelik vergewe, en ons sondes afgeskryf, so ver wat die noorde na die suide, na die ooste, na die weste toe is. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, weet jy wat, om iemand te vergewe, beteken nie altyd jy gaan die voordeel daaruit put nie. Maar weet jy wat, jy gaan die verlede los, en jy gaan vorentoe beweeg, en jy gaan, hoe kan ek sê, jy gaan floreer, jy gaan saamstap, jy gaan mekaar vergewe. Dit is nie dat die wit mense absoluut niks in hierdie land gedoen het vanaf 30 jaar terug nie. Kom ek vertel julle iets, elke maand word daar taxes en word inbetaal in hierdie, ons betaal belastings, en verstaan my punt, al die belastings word deur hierdie regering bestuur, en wat vir my uitstaan is, die grond en die grond wat hulle wel weggevat het van boere, of wat hulle gevat of oneien of vir ander mense gegee het, gaan kyk hoe lyk daai plekke, alles het uit mekaar uitgeval, en
Alles is van daai plaas het heeltemal tot 'n val gekom. En dis hoekom op die einde van die dag dobbel jy met voedselsekuriteit in hierdie land. En ek wil net vandag vir julle sê, daar's mense wat in die verlede lewe, mense wat 'n toekoms in die verlede wil vind. En ek kan net vandag vir julle sê, dit is nie die antwoord nie, dit is nie die pad vorentoe nie. En ek wil vandag vir elke bruin mens en elke swart mens wil ek vandag sê, ek kan julle nie forceer, ek kan nie 'n wapen teen jou kop sit en sê, weet jy wat, nou moet jy die wit mense vergewe nie, nou moet ons vorentoe kyk nie, dis jou keuse, as jy dit nie wil doen nie, is dit jou keuse. Maar die Bybel is ons fondament, riglyn en kompas, as jy 'n Christen wat vir jou wys, as jy wil hemel toe gaan, moet jy daai Bybel kan gehoorsaam, en jy moet kan vryspreek en vergewe en vorentoe gaan. Hierdie land is vol hartseer en bitterheid en haat. Weet jy wat, hoeveel van ons mense word vermoor in dorpe en stede en besteel en verdruk en verkrag? Hoeveel vrouens, kyk hoe word ons vrouens verkrag, kyk hoe word ons kinders mishandel, kyk hoe word mense ingedoen met tenders, kyk hoe doen hulle mekaar in, kyk hoe, jy weet wat, jy kan niks en niemand vertrou nie, maar weet jy wat, elke keer as dit by verkiesingsdag kom, elke dag as dit by hierdie tipe dag kom, soos menseregte dag, dan wil hulle op emosie kom eiers lê, hulle wil manipuleer, hulle wil emosionele manipulasie uitoefen, en ek wil vandag vir jou sê, dit gaan alles in hulle gesigte ontplof. Hoor wat ek vandag vir julle sê, ons mense sal moet begin met wysheid praat en optree, en begin kyk wat die pad vorentoe is, want om mense se goed te vat en te steel, ek kan vandag vir jou sê, dit kan absoluut in jou gesig ontplof. En dan wil ek oor nog 'n ding praat, wat baie, baie sterk op my hart gelê word, en dit gaan oor die hele saak van Palestina, die Palestynë, die Gaza-strook, Israel. Kom ek vertel jou gou iets wat die Here vir my vroeg in my lewe geleer het, is om onpartydig te staan, punt nommer 1, dis nogal 'n goeie raad vir ons regering, en punt nommer 2, om nie jou neus in ander mense se besigheid in te druk. As hulle jou hulp vra of jou raad vra, dan druk jy jou neus in, en dan gee jy jou opinie as hulle jou vra vir raad. Maar wat vir my uitgestaan het vandag, en luister my baie, baie mooi, ek kies nie Israel se kant, ek kies die Palestynë se kant nie, Palestina se kant nie. Wat ek wel vandag vir julle wil sê, terwyl jy houe swaai, terwyl jy skoppe uitdeel, en die een kant van die muntstuk sleg maak, en afbreek, en afkraak, en hulle as die absolute melaatses van die wêreld probeer uitkry, dan moet jy dan maar regverdig ook kan wees. Verstaan jy, Israel is nou die grootste monster, en dis hulle wat moet wêreldhof toe geneem word, en weet, deur die wêreld forceer word vir 'n een wêreld, of 'n 2-staat oplossing, in die Gaza-strook, met Israel en die Palestynse staat. Maar wat julle mis, jy sien as jy begin houe swaai en skoppe uitdeel, moet jy regverdig kan wees. Hierdie dinge, dit wat in Gaza-strook en alles wat met Israel gebeur het op die 7 Oktober, is goed wat geslagte op geslagte, generasies op generasies bou. En jy weet wat, jy moet regverdig kan oordeel. Verstaan my punt, nie een van hulle het gister gepraat van op die 7de Oktober, hoe Hamas, hoeveel vrouens verkrag het, hoeveel ou mense doodgemaak en mense onthoof het, en geskiet het, en kinders vermoor het, en hoeveel mense ontvoer het, en tot vandag toe is daar hoeveel mense wat nog nie terugbesorg is nie. Daarvan praat hulle niks. En weet jy wat, nee, 'n mens moet regverdig, ek bedoel, tot waar ons vandag is, het Israel baie, baie foute gemaak, want hulle het geretaliate, hulle het kwaad vir geld, en vandag is oor die 49.000 mense al dood in die Gaza-strook. Daai hele plek is flenterskiet, dit lyk soos 'n woestyn. Maar, ons verstaan, dis absoluut verkeerd, dis hoekom ek dit nie sal goed praat nie, glad nie, hulle is almal is skuldig, daar's nie een wat reg is nie. Maar weet jy wat, julle vergeet om te sê, maar weet jy wat, as hulle op die 7 Oktober nie vir Israel soos lafaarde, soos honde aangeval het, en vrouens verkrag het, en ek bedoel, weet jy wat, mense wat dan reg is in jou oë, tree mos nie so op nie, en hulle dit getrigger, hulle dit geactivate, en dis menslik, daar's mense wat nie na die Here luister, daar's mense wat nie die Bybel volg. Ek bedoel, baie van die Israelse mense glo nie eers in Jesus Christus dat hy die Messias is nie. So,
Vir hulle is dit mense kom kwaad vir geld en reg in eie hande te neem, want baie van hulle staan nog onder die ou verbond, en oog vir oog en 'n tand vir 'n tand, dis hoe hulle handel. En jy kan nie die karaktereienskappe van Jesus Christus in hulle doen en late identifiseer nie. Jy kan glad nie die vrug van die Heilige Gees in hulle bestuurstyl en administrasie en leierskap van daai land sien nie. Maar dis wat ek vir jou sê, jy weet wat, ou moet regverdig kan oordeel. Ja, die Israel maak baie foute op die oomblik. Daar's baie besluite wat hulle maak wat ek glad nie mee saamstem nie. En selfs Amerika ook wat hulle ondersteun. Maar net so is hulle ook verkeerd. Hamas was net so verkeerd. Verstaan my, Iran was net so verkeerd. So kan ons aangaan. Want elkeen het 'n pyl om te skiet, elkeen het 'n geweer om te trek. Hoeveel onskuldige vrouens en kinders se bloed roep van die grond af na die Here. En ek kan vandag vir jou sê, onskuldige mense wat die prys betaal vir al hierdie hartseer en swak keuses en besluite. En ek wil vandag vir elke wit mens, elke bruin mens, en vir elke swart mens sê, hier's leiers in hierdie land, wat nie daar moet wees nie, hulle is wolwe in skaapklere, dis wat hulle is. As jy geestelik deur God se oë kyk, dan sien jy vir Satan in hulle harte, want dis hulle wat nie kan vergewe nie, dis hulle wat nie met wysheid praat. Weet jy wat wil hulle soek oorlog tussen wit, bruin en swart. Hulle wil, jy sien, die Bybel sê in Johannes 10:10, die dief kom met steel, slag en uitroei. Dit is wat hy doen, dis die karaktereienskappe van Satan. Hy's 'n dief, hy's 'n leienaar en hy's 'n moordenaar. En ons kan dit in hierdie mense se oë sien. Ons kan sien hoe hulle aantree, hoe hulle praat, hoe hulle uit is om die wit mense kwaad te maak, te bespot en te verneder en uit te tart en hulle daaglik te beskuldig. Hulle is verkeerd. Weet jy wat, en Julius Malema en sy hele span is natuurlik onskuldig. Hulle het nooit mense vermoor in die apartheidsjare. Hulle het nooit bomme geplant nie. Hulle het nooit 'n familie doodgemaak by die grense by Messina met wat kan ek sê, wat hulle bomme geplant het in die grond daarso, ekskuus, ek kan net nie by die woord nou uitkom nie. Maar weet jy wat, nee, hulle was skuldig vir hoeveel bomaanvalle, landmyne, daar's die woord wat ek nou soek, maar hoeveel bomme het geontplof, wat hoeveel mense onskuldig hulle lewens verloor. Verstaan julle, niemand is onskuldig nie. En ek wil vandag vir julle sê, daar was baie dinge wat Julius Malema waar gepraat het gister, en hy indoktrineer sy mense met sy plofbare leuns wat uit sy mond uit gespoeg word. Maar hy vergeet van die leed en die onheil wat sy eie mense, die Zulus, die Xhosas, hoeveel ons boere generasies, ons wit mense ook aangedoen het. Julle sien ons nie, julle sien nie ons mense dag en nag op klippe lê en onsself jammer kry en huil en vakansie daar en twee en borde rondswaai en die wêreld internasionaal attent maak van hoe ons voorgeslagte vermoor deur hierdie swart monsters, hierdie swart diere nie. Verstaan my punt, want dis hoe hulle opgetree het, soos barbare. En dit wil ek vir jou sê, jy weet wat, nee, almal is skuldig. Dis wat ek vandag wil sê. Nie een kan 'n klip op telling gooi nie. Ek weet wat die Here op my hart kom lê. Maar ek kan vandag vir sê, daar's 'n waarheid, daar's 'n halwe waarheid, daar's 'n leuen. En as hulle 'n man soos Eugene ter Blaas, met sy foute en al, wil bespotlik maak, daai man lê al onder die klippe, en hy soos 'n hond vermoor, verstaan jy, net soos 'n dief in die nag, en in hierdie tye, nee, wat hy nie vir homself kan praat en opstaan nie, dan verneder ons sê, hy was 'n verkragter van swart kinders, en hy het sy mense op die plaas verkrag. Wat 'n tipe mens doen dit? Jy weet wat, die dag wanneer jy nie eers meer respek het vir die dood nie, wil ek vandag vir jou sê, daar's daar iets groot fout met jou. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, ons land, ons leiers moet begin leer om ons lang neus uit ander mense se besigheid uit te hou, veral in ander lande. En op 'n onpartydig wees, wat terwyl jy iemand se kant kies, is daar 'n ander kant wat jy verwerplik. Jy verwerp hulle. En jy gooi die hand wat jou voet gooi weg, en dit is 'n teken van dwaasheid, dis ook 'n teken van hoogmoedig. Julle het nou al so geswel in julle koppe, dat julle bereid is om 'n land soos Amerika vaarwel toe te wens, plaas dat julle gaan sit en praat oor alles. En ek kan vandag vir jou sê, meneer Cyril Ramaphosa, jy is ons president, julle wil grondonteiening sonder vergoeding goedkeur en goed praat, want dit is jou manier om hoe kan ek sê, die verledes reg te stel. Wie het jou as regter oor hierdie land en oor die wêreld aangestel? Vertel vir my.
Maar weet jy wat, daar is een wat 'n regverdige God en 'n regverdige regter is, en sy naam is Jesus Christus. Kom ek vertel julle, hoekom wil julle doen wat julle wil doen? Want julle wil op die einde van die dag, is julle gierig. Dit gaan nie net oor die plase, om die wit mense te verneder en te verwoes. Dit gaan nie net om te vat wat hulle hard voorgewerk. Weet jy waaroor gaan dit? Dit gaan oor die minerale wat op daai plase is, want julle kry nie genoeg nie. Julle het hierdie land in 'n fantastiese toestand gekry, fantastiese toestand. Gaan kyk hoe lyk ons atletiekvelde, gaan kyk hoe lyk ons stadions, gaan kyk hoe lyk ons paai, gaan kyk hoe lyk ons water, gaan kyk hoe lyk ons stede. Weet julle wat, nee, met alle respek, wys waar het julle vooruit gegaan, maar weet jy wat, elke keer as die verkiesings kom, dan wil julle op die rug van apartheid gaan ry, maar weet julle wat, op so 'n manier kan julle eie swakheid en slegtigheid, weet jy wat, kan julle begrawe, verstaan jy, kan julle wegsteek. Kyk hoe lyk ons begrafplase, gaan kyk hoe bou, daar in die Oos-Kaap nou die dag op Kaart Blaans, dan bou die mense vir hulle huise tussen die grafstene, op begrafplaas. Jy weet, as jy nie eers meer respek het vir jou geskiedenis nie, as jy nie eers respek het vir mense, wat oorlede is, wat afgesterf, as jy nie eers meer respek het vir dit, wil ek vandag vir jou sê, jou val is klaar geboek, is net 'n kwessie van tyd. En ek wil vandag vir julle sê, julle moet pas op, wat die mense julle op die oomblik volg. Hierdie mense wil hê, wit, bruin en swart, ons moet mekaar vermoor en doodmaak. Ek wil vandag vir jou sê, dink vir jouself, elke bruin mens, elke swart mens wat vandag na my luister, hoe vat jy, kom ons sê ongeveer 3000 wit boere in ons land, hoe vat jy 3000 mense se grond, dink vir jouself, reg of verkeerd in jou oë, hoe vat jy 3000 boere, as daar ooit nog soveel, want hulle word vermoor daagliks, dis eintlik skokkend hoe hulle aangerand te vermoor, en nie waardeer word nie, maar weet jy wat nie, kom ons sê daar's 3000 wit boere, dink nou vir jouself, ons is 'n land van 60 miljoen mense, nou vat hulle 3000 mense se grond, nou vertel jy nou vir my, wie gaan kyk en wie gaan vat, wie gaan eet en wie gaan honger ly? Dis wat julle nie verstaan nie, weet jy wat, ons het daai mense nodig, of hy wit, bruin of swart is, ons dobbel met voedselsekuriteit, en ek kan vandag vir julle sê, of julle dit wil hoor of nie, skryf dit op, Koert Jordaan het dit gesê, ons God veg vir ons, hy dra ons belange op die hart, hy is lief vir ons, en hy is 'n God van geregtigheid en regverdigheid, ons het baie foute gemaak, ons vat verantwoordelikheid, hoe lank al, jy weet, julle praat van 'n reënboognasie, maar dag en nag word ons uitgesluit uit daai reënboognasie. Hierdie BE en Rastan in 'n aksie maak dit vir ons onmoontlik om by die dag te kompeteer en vooruit te gaan, plaas dat ons hande vat en begin bou mekaar se lewens, maar julle breek elke stukkie samehorigheid tussen wit, bruin en swart, breek hierdie regering af, omdat julle kwaad vir geld, julle kan nie vergewe nie, julle kan nie aanbeweeg nie. En kom ek vertel jou iets, dit gaan in julle gesigte ontplof. Kom ek vertel jou iets, 'n vrou wat haar verkragter vergewe, sy het 'n keuse om dit of sy dit doen of nie. Net soos jy vandag gekeus het om die wit mense te vergewe, of die bruin mense of die swart mense te vergewe. Maar daar waar die verkragter, die vrou wat verkrag is, haar verkragter vergewe, beteken nie nou dat God haar verlosse vrymaak en haar hart beter maak, nou het sy outomaties haar maagdelikheid weer terug nie. Die skade is gedoen, jy weet die mens maak mekaar oor die algemeen baie seer. Die mens oor die algemeen onder wit, bruin en swart maak ons mekaar seer. Ons kom mekaar te na. Ons maak foute, man. Niemand is perfek. Die woord sê daar's net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Maar ek wil vandag vir jou sê, elkeen wat vandag na my luister, wit, bruin en swart, by God is daar nie rassakwotas of taalvereistes nie. As jy deur God se oë kyk, gaan alles oor die geestesaspek. En God wil vandag deur my vir jou sê, Matteus 6:14-15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. En jy hoef nie iemand te vergewe, dan gaan jy aan met jou hartlike hart en gaan steel jou grond en hardloop agter hierdie wolf in skaapklere aan. Maar moet nooit ooit in jou lewe sê, jy het nie geweet. Jy sien, as jy wil hemel toe gaan, moet jy submit onder die Bybel, nie onder wat Koert sê nie, onder die Bybel. Dis Jesus Christus wat vir ons geleer het, ons moet ander mense kan lief hê, onvoorwaardelik soos Jesus Christus ons lief gehad het. Dis Jesus wat vir ons leer, ons moet ander mense kan vergewe, onvoorwaardelik soos Jesus ons vergewe het. Van die noorde tot die suide, ooste na die weste, vergewe die Here ons van ons swakhede en foute.
En weet jy wat, hy kom nie terug en kom roep het na 'n jaar of 2 weer op nie. En ek kan vandag vir julle sê, dit is waar die Here my gebring het, is by die ooreenkoms met Kodessa, wat wit, bruin en swart om 'n tafel gesit het en 'n ooreenkoms geteken het, 'n kontrak geteken en gesê, dit is die pad vorentoe. En weet jy wat, daar's 'n ooreenkoms, 'n kontrak gesluit, en vandag is al hierdie fat cats besig om hulle woord, om teen hulle woord te draai, en daai ooreenkoms, daai kontrak, in al ons mense se gesigte terug te klap, waarvan meneer Cyril Ramaphosa een is. Is allemaal lekker om te dobbel met 'n ooreenkoms, terwyl jou bankrekening vol nulle is. Jy het soveel geld dat jy dit in die banke wegsteek, en dis jy wat vooruit gaan. Verstaan jy, dis julle wat vooruit gaan en die beste in die room van hierdie lewe het, terwyl ander mense in blikhokke sit en nie weet of hulle môre nog kos het om te eet nie, wat met emmer water moet ronddra, omdat julle nie infrastruktuur kan kyk daarna nie, dan moet ons ou mense, wit, bruin en swart, by trokke water gaan haal. Weet jy wat nie, julle maak van ons almal slawe. Julle wil vir almal tiet gee, soos 'n vrou wil julle hulle boorvoed. Jy wil hê die hele wêreld moet afhanklik wees. En weet jy wat, elke keer hardloop julle na die verskillende lande oor see en gaan huil hoe erg was apartheid oor. Maar weet jy wat, daai emosionele manipulasie, iewers te gaan die wêreld begin deur julle sien vir wie en wat julle is. Maar weet jy wat, ons trek al 30 jaar daarna. En weet jy wat, as jy die foto's nader trek van hoe Suid-Afrika gelyk het teen hoe hy vandag lyk, is dit 'n absolute skande. Hoor wat ek vandag vir julle sê, julle het absoluut niks om oor trots te wees. Nou laat alles leeg gesteel is en die grond te bestuur is. En al hierdie plekke toemaak en mense hulle werke verloor en al hierdie werkloosheidssyfer wat ons het, dan wil julle dit kom omdraai en ons wit mense die skuldig is. Maar kom ek vertel julle iets, julle mis iets. Julle mis iets, en weet jy wat mis julle? Dat ons God wat ons aanbid en dien 'n regverdige God is, en hy sien, hoor en weet alles. Hierdie land, hierdie grond, hierdie plase behoort aan God, en hy is in beheer wat hy toestaan en toelaat. En ek wil vandag vir elke wit mens sê, bære julle gewere weg, staan heeltemal terug. Daar's 'n tyd vir praat, daar's 'n tyd vir stil bly. Die Here gaan vir ons veg. Gaan lees Eksodus 14 vers 13 en 14. Gaan lees 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Dan klim jy in jou bed en jy slaap lekker, bekeer jouself, al jou sondes, salf jou huis, jou bos, jou plaas, salf dit, gee dit vir die Here, en kry jou lewe reg. God gaan vir ons veg, God gaan intree, want God is 'n God van geregtigheid en regverdigheid, nie omdat hy kan te kies nie, maar dit gaan oor die eer van sy naam. En ek wil vandag vir julle sê, julle weet wat, jy kry mense, die pad is vorentoe, jy kan nie daar in die verlede gaan redes soek om te beklei en haat te versprei en te verkondig nie. As jy nie kan vergewe nie, staan een kant. En dis die probleem, ons sit met baie swak en slegte leiers in ons land. En daar's min van hulle wat met wysheid praat en optree. Hoor wat ek vandag vir julle sê, hulle ry almal op die soustrein en hulle gebruik apartheid soos dit hulle pas. Maar ek kan vandag vir julle sê, ons het die Here nou nodiger as ooit. Ons het elke land nodig en ons kan nooit iemand wegstoot en sê ons het julle nie meer nodig nie. Dat ek vandag vir julle sê, woorde het baie krag, dra baie krag. En ek wil net vandag, dit is iets wat op my hart gesit het. Ek was eintlik half ontstel toe ek luister hoe hierdie man praat en hoe hy in die verledes lewe. En hy het 'n keuse, jy sien hy werk, baie van hierdie politieke leiers werk op een baie sensitiewe punt. En weet jy wat is dit? Emosie. En daardeur vat ek glad nie die wit mense ook weg. Hier's baie volks eie instansies onder die boerevolk, mense wat haat versprei en verkondig, wat gemoedere opjaag, wat emosies aanjaag en wat hulle eie koppe volg en wil hê daar moet opstand plaasvind en optogte en weet jy wat, nee, jy kan sien hulle stel hulle geloof en vertrou in hulle self en ander mense, maar definitief nie in God nie, en hulle luister nie na die Here nie, en hulle word ook hulle eie grootste vyand, en hulle maak dit ook nie vir baie van ons beter nie. Nou ek wil vandag vir sê, op die einde van die dag, God ken ons harte, hy kyk wat binne die hart aangaan, en regverdigheid gaan na ons kant toe kom, God gaan geregtigheid en regverdigheid geskied. En dit is al wat ek vandag wil sê, is dat hier's baie stemme wat praat, gevaarlike stemme, en jy moet kan luister na die Here, jy moet nie kan luister na Satan en sy bose magte nie, want hulle soek oorlog, hulle soek dood, bloed te vernietiging, dis wat hulle soek vernietigend, want hulle kry nie genoeg nie, verstaan jy, en hulle praat die taal wat mense wil hoor,
Dit is wat hulle doen, hulle praat die taal wat mense wil hoor, wat hulle mense wil hoor, en op die einde van die dag sit hulle in hulle kantore en ander mense moet hulle lewens opoffer en beklei en mekaar doodmaak en bloed moet stroom, dan is hulle op hulle gelukkigste. Dat ek vir jou sê, jy moet die duiwel kan sien vir wie en wat hy is en wat hy probeer bereik. En dis al wat ek vandag kan sê, is dat pas op na wie julle luister, pas op na al hierdie leuns. Daar was baie foute gemaak in apartheid, ja, maar weet jy wat, ons trek al 30 jaar later, en vandag is dit asof die wiele afkom, en vandag word al hierdie rassehaat en polarisasie en kwaad vir kwaad vergelding, en dit word net warm gemaak, verstaan jy, dit word net aangejaag, terwyl hulle probeer die foute na ander mense toe wys, terwyl hulle van hulle self vergeet, en hulle is verantwoordelik vir soveel hartseer. Kyk hoe lyk ons hospitale, kyk hoe sit ons vrouens, ons ou mense op die sypaadjies, net om te wag vir hulle SASSA gelde. Kyk hoe gaan dit in binnelandse sake, kyk hoe lyk ons dorpe, ons stede, kyk hoe veel mense het al hulle lewens verloor in die middestad van Johannesburg, wat hulle daar ingetrek het en bly, en hoeveel mense het hulle lewens, kyk hoe gaan dit met ons grense, wat elke mens hier in en uit beweeg soos dit hulle pas, en wetteloos, ons sien hierdie misdaad wat almal van ons raak onder wit, bruin en swart. Ons land is 'n gemors. Kyk hoe word ons vrouens en kinders soos honde behandel en verkrag. Kyk hoe val ons skole uit mekaar, kyk hoe val ons kinders uit mekaar uit. Weet jy wat, nee, apartheid kan vir baie verantwoordelik wees, maar hulle kan nie verantwoordelik wees as jy weglewe in goddeloosheid en boosheid. As jy 'n skool vandag afbrand, is dit definitief nie Jan van Riebeeck of apartheid se skuld nie. Die ding is, julle wil die hand wegklap wat julle vir jare gevoer het. Ja, daar was baie foute gemaak, maar weet jy wat, 30 jaar terug het 66% van hierdie landse witmense omgedraai en gesê, ons wil saamwerk, ons wil nie al hierdie oorlog en haat en uit nie. Weet jy wat, hulle het ja gestem en sê, kom ons maak hierdie land 'n beter land vir almal. En weet jy wat, ons het die beheer oor hierdie land verloor, ons het die leierskap van die land, ons het ons hele land verloor. Hoeveel mense is absoluut haatlik oor die manier hoe hierdie land oorgegee is, en baie sien dit as uitverkoop en verraaiing, dat mense soos F.W. de Klerk hierdie land verraai het, en dit is net waar julle dit mis, is omdat julle deur menslike oë kyk en nie deur geestelike oë nie. Maar jy weet wat, van daar af het die Here het alles bewerkstellig, en vir die laaste 30 jaar het ons belastings betaal, baie van hierdie wit mense se ondernemings en maatskappye, en baie van ons wat belastings per maand betaal, het in hierdie onbeholpe regering alles ingeploeg, net vir hulle om met mooi karre rond te ry en safari pakke te loop en geld in hulle banke weg te steek. Jy weet, ek wens ek kan vir meneer Cyril Ramaphosa sê, ek dink dis tyd dat jy jou mooi karre op jou plaas los, en almal wat julle so bewaar en beskerm, jy sien, julle sal nie bang, julle sal nie geraak word deur misdaad nie, want julle sit dag en nag met 'n klomp mense wat julle oppas, en julle huise oppas en bewaak, en al hierdie mense wat saam met julle beweeg, om julle te beskerm. Ek wil vir hom sê, jy weet wat, nee, trek vir jou gewone kortbroek, of wat ook al aan, en kom hier na my toe, jy en ek alleen, dan gaan stap ons in Pretoria Middestad, in Johannesburg Middestad, 11 uur, 12 uur, 1 uur in die nagte, net ek en hy, gaan loop ons deur die strate, hy sal dit nie doen nie, maar weet jy wat, nie, die hele, ons stede, ons dorpe is vol misdadigers, en mense wat van ander lande afkom, wat ons kabel steel, ons roubord, ons infrastruktuur, verbrand en uitgrou, en ons kabel steel, en hierdie hele land, en kyk hoe lyk ons spoorwegstasies, kyk hoe korrup is ons polisie, wat hoeveel wolwe en skaapklere binne die polisie is, kyk hoe word mense verkrag in die polisiestasies. As jy hulle vanaand 12 uur 1 uur bel, staan hulle nie op nie, want hulle slaap, hulle kan nie ry nie, hulle karre is stikkend en is gebreek, baie van hulle is deel van die probleem, syndikate, kyk hoe korrup is binnelandse sake, kyk hoe kyk hulle na mekaar. Ek kan vandag vir jy sê, op die einde van die dag, meneer, mevrou, of jy wit, bruin of swart is jy verantwoordelik vir die absolute val in hierdie land, vir die verwoesting van hierdie land, en weet jy wie sit daarmee? Jou kinders. Ons kinders, wit, bruin en swart, moet gelukkig wees met hierdie gemors,
wat ons mense agterlaat. Jy sien baie mense sal hierdie hele land op sy knie sit, solank hy net sy tendertjie kry, dat hy sy 7, 8, 10 of 12 of 15 miljoen rand sy huis sal bou, en sy mooi karre kan ry, en in weelde kan lewe. Dit alles ten koste van hoeveel tientalle mense wat in blikhokke bly, wat nie vanaand weet of hulle kos op die tafel het nie. Kom ek vertel julle iets, julle is verantwoordelik vir al hierdie gemors. En dit is hoekom as ons kyk na menseregte, moet jy deur God se oë, jy moet die groter prentjie kan sien. Vertaai, ons wit mense het net soveel redes om ongelukkig te wees, net soos julle bruin en swart mense ook is. En weet wat, ons sit nie en kry onsself jammer en emosionele manipulasie oordonder ons optrede, daai mentaliteit van kry ons jammer nie. Weet jy wat, ons is 'n volk, ons is 'n nasie wat opstaan, wat bou en nie breek nie, wat hard werk. Julle sien ons minimaal in strate betoog en borde in die plekke toemaak en alles verbrand en besteel en korrup en al hierdie misdaad. Weet jy wat nee, mense het 'n keuse, jy het 'n keuse elke dag van jou lewe. Verstaan my punt, hoe jy wil lewe en wat jy wil bereik in jou lewe. Jy moet tog 'n visie, 'n fokus in die lewe. Jy kan mos sê ja en amen, as Julius Malema of meneer Cyril Ramaphosa vir jou sê, spring in die vuur, gaan jy in die vuur spring? Nee, jy gaan nie. Maar weet jy wat, dis wat julle doen, daai ouens praat 'n ding en julle glo net alles en hardloop op 'n ding met 'n bus sonder brieke, klim julle op en daar gaan julle. En ek kan vandag vir julle sê, weet jy wat wil hulle doen? Hulle wil julle slawe maak, dat julle vir die res van die lewe geboorvoed word en tietsuig. En weet jy wat nie, dis hoekom hulle al hierdie, hoe kan ek sê, social grants het en goeder maak. Hoe meer kinders jy maak, hoe meer social grants kry jy. Waar het jy dit in jou lewe gesien? Weet jy wat het die Here my geleer? Geef hulle visstok, leer hulle om vis te vang, dat hulle eie vis gaan vang. Maar weet jy wat nie, met al hulle haat en wraak en woede en haat en nait wat hulle uit hulle monde uitspoeg, weet jy wat vanaand, as jy by die huis kom, môreoggend, as jy ry, dan sien jy sit die mense op die straathoek en dan het hulle nie werk nie, nee, maar weet jy wat, hy veroorsaak al hierdie haat, al hierdie verdeeldheid, al hierdie twis, weet jy wat, daar waar op die hoeke sit, wat hulle nie werk het nie, is hierdie leierfigure nêrens om te sien nie, dan is hulle nêrens nie, verstaan my punt, maar dis wat hulle wil hê. Hulle wil, dis soos Hitler het hoeveel mense verantwoordelik vir hoeveel mense se dood, en vandag, waar is hy vandag? Verstaan my punt mooi, ons moet pas op vir hierdie tipe leier, wolf en skaapklere, wat wil oorlog bring tussen ons almal. Ek wil net vandag vir julle sê, dat dit is wat op my hart gesit word. Ek dink, met alle respek, dat Julius Malema skuld Eugene ter Blanc se familie 'n onverskoning vir die meerhalende bespotlike uitsprake wat hy gemaak het. En dit is net daar vir een ding, jy sien hulle mok ons, hulle tart ons uit, want hulle wil hê ons moet reg in eie hande vat, wat vandag is die mag in hulle hande. En dit is lekker as jy daar bo op die troonstoel sit, en jy het mag in jou hand, en 'n klomp mense wat jou kan bewaar en beskerm. Die helfte van hulle was nie eers hier in apartheid nie, baie van hulle kom van Zimbabwe af, maar hulle wil die sweep kom slaan nie, hulle wil hierso kom gemoedere opjaag onder wit, bruin en swart. Ek sê vandag vir elke wit boerevolk mens wat vandag na my luister, jy weet wat, die Here is 'n God van geregtigheid en regverdigheid. Dit was die hoofrede hoekom die Here hierdie land uit die mag van ons hande gevat het, omdat ons God versaak het en verlaat het en weggelewe het van die Here en op ander mense getrap het om bo uit te kom. En onder die vaandel van Christendom is soveel mense verdruk en gehaat en misbruik en mishandel en selfs vermoor ook gewees. Daar was baie foute gemaak. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat? God het 'n sekere tydperk toegestaan en toegelaat, en die dag van hierdie tydperk klaar is, word die lyn getrek. Jy sal sien in die Bybel ook met die volk Israel, daar was baie tye wat hulle in ballingskap weggevoer word vir 'n sekere tydperk. Hoekom? Omdat hulle dit oor hulle self gebring het. Gaan kyk dit maar, dan word hulle weggevoer onder die juk van heidene nasies geplaas, omdat hulle dit oor hulle self gebring het. En dit is outomaties wat met ons ook gebeur het. Ons het dit oor onsself gebring. Maar ek wil vandag, lees Levitikus 19 vers 33 en 34, dan sal julle daar gaan kyk, hoe wil die Here hê, moet jy 'n vreemdeling in jou land behandel, en ons het alles en alles behalwe dit gedoen, en dit wat ek vandag vir jou sê, ons is in daai tydperk nog al die pad, dis amper ek wil sê uitgewoed,
En dan gaan die poppedans. Poppedans, as ek praat van poppedans, dan praat ek nie van ons gaan bloed vergiet nie. Ek wil vir elke wit mens vandag sê, vir elke plaasboer, vir elke persoon wat vandag na my luister, wat homself 'n Christen noem, wat wil hemel toe gaan, sit neer julle messe, sit neer julle bomme, sit neer julle wapens. Dit gaan vir julle 'n plek in die koninkryk van God kos. Die woord sê, wie gryp na die swaard, sal val deur die swaard, en ons mag nie moord pleeg nie. En daar's een pad vorentoe binne Suid-Afrika, een pad, en dit is vergifnis. Matteus 6, 14, 15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Dis jou keuse, of jy vandag in jou hart op jou knie val en sê, Here, die wit mense het vir my en my familie, my gesin, baie seer gemaak, baie leed aangedoen. Maar weet jy wat, die oordeelstraf en vergelding kom u toe, en ek gaan dit vir u gee, dat u sal oordeelstraf en vergeld, dat u my saak sal behartig, want u is 'n waarmaker van die woord, en dat u geregtigheid en regverdigheid in my lewe sal laat geskied, in my gesin en my familie, en dieselfde met die wit mense. Baie van ons wit mense se vrouens is verkrag, en op plaas is baie van ons geliefdes vermoor en doodgemaak, selfs in dorpe en stede. Kyk hoe word ons gehaat en verdruk in hierdie land, en bespot en uitgetart. Kyk al die BEE en al die regstellende aksies, en kom ek vertel julle iets, kyk hoe word ons bespot en uitgetart en 'n grap van gemaak, dat ek vanaf sê, val op julle knie, gee dit vir die Here, en sê vir die Here, Here, ons het meer as genoeg rede om ongelukkig te wees. Hoor hoe praat hierdie man, hoor hoe praat Julius Malema, want hy het moord in sy hart, hy het rassehaat in sy hart, hy het onvergewensgesindheid in sy hart, en hy soek doodbloed te vernietiging. 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. As jy deur God se oë na daai man kyk, is hy pikswart van Satan en sy bose nes, en almal wat hom ondersteun wil kwaad vir kwaad vergeld en reg in eie hande neem. Hulle is eintlik die grootste dwaase, want hulle wil sit en moan oor die verlede, terwyl hulle vir die laaste 30 jaar in beheer is, hulle en hulle leierskap en al hulle mense, en dis hoekom ons vandag net kan die Here vertrou, en op hom staat maak, en hom absoluut, jy gaan, wat ek gesê het in my nuwejaarsboodskap ook, jy het een van 3 keuses, of jy gaan jou vertroue in mense stel, jy gaan of jou vertroue in wapens stel, of jy gaan jou vertroue in God stel. En ek wil vandag onder wit, bruin en swart vir elke persoon sê, elke Suid-Afrikaner wat vandag na my luister, soek jou hulp by die Here. Soek jou hulp by die Here. Ons kan soveel vermag as ons hande vat en vorentoe kyk. Ons kan mekaar help. Hoeveel mense kon al lankal hophuise gekry het of huise gekry het as ons regerings nie alles so in die grond en besteel en bestuur het nie. Gaan vra julle mense, gaan vra julle regerings, julle soek state van 1994, 95, gaan kyk hoe het SAL gelyk, gaan kyk hoe het Prasa gelyk, gaan kyk hoe Denel gaan lyk, gaan kyk hoe die poskantoor, gaan kyk al daai goed, dan kyk jy waar dit vandag is, en as jy klaar gekyk het, alles is in die grond en bestuur en besteel, dan gaan jy sommer na ons dorpe en stede toe. Weet jy wat, soos hulle dit gekry het, so het hulle dit ontvang en daar het hulle aangaan, hulle het nooit onderhoud gedoen nie, nooit gekyk na die plekke nie, en hulle self geniet, tot vandag toe gaan alles oor tender, want het gaan oor die een wat die grootste karre en die mooiste huis kan bou, en hoeveel geld hulle in hulle sakke kan druk, dit waaroor het gaan, boetie. Maar weet jy wat, as dit kom by verkiesing, dan wil hulle die rassekaart kon speel, as ek en my volksgenote die grootste vyand en die grootste redes hoekom hulle sit, hoekom julle sit in blikhokke, hoekom julle sit in armoede en werkloosheid, dis hulle wat dit veroorsaak, en dis ook vir jy sê, jy kry bouers, dan kry jy brekers, en ek sê vandag vir julle, ons het nie goeie leierskap in hierdie land nie, en dit is wat op my hart vandag gelê word. God kan judge en oordeel, en al wat ek bid vandag, saam met elkeen wit, bruin en swart vandag, is dat geregtigheid sal geskied. Nie Koertse wil nie, nie jou wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander mense of hemelliggaam se wil nie, maar dat God se perfekte wil en plan in hierdie land sal geskied. Ons land moet leer om hulle neus uit ander lande se besigheid uit te hou, regverdig op te tree, regverdig te oordeel, en weet jy wat, sê dan eerder niks, staan terug en wees liewerste nie die kant kies nie, staan onpartydig en sê, weet jy wat, ek het vir julle land, sort julle dinge, ons is onpartydig, maar om kant te kies, en ons sien hoe ons land van die grootste terroriste groepe in hierdie land huisves en finansieel ondersteun, en kom ek vandag vertel vir ons land is boos, goddeloos en onheilig, en jy weet wat nie, ons mense sal moet opstaan en begin praat
en opstaan teen al hierdie ongeregtigheid, en pas op vir hierdie slegte leierfigure wat hierdie land verwoes, wil vernietig, dat ek vandag vir julle sê, hierdie mense weet nie waarmee hulle dobbel en hulle probeer God speel, hulle probeer God se werk vir hom doen. My raad vandag aan elkeen wat vandag na my luister, pas op vir hierdie mense, hou vas aan die hand van God en onthou geskiedenis het 3 kante, jou kant, my kant en God se kant. Onthou dit altyd. Almal van ons het rede om ongelukkig te wees. Almal van ons het rede om kwaad te wees. Almal van ons het rede om opstandig te wees en te rebelleer. Maar op die einde van die dag is dit nie hoe jy val nie, is hoe jy opstaan. Dit gaan oor, as jy wil hemel toe gaan, as jy wil hel toe gaan, doen jy ding, dan dobbel jy en jy geniet jouself. Maar as jy hemel toe wil gaan, is jou Bybel jou fondament, riglyn en kompas. Klaar, daar's geen ander maniere nie. Die wit mense, die apartheidsregering het baie foute gemaak onder die vaandel van Christendom. En hulle die prys betaal, God het gestraf, God het opgetree. En los die oordeel, straf en vergelding vir die Here, nie vir jou of vir my of vir Satan nie, los dit vir die Here, laat hy judge en oordeel. Dit is wat ek op my hart lê, wat ek graag wil praat, wat menseregte aanbetref. Dis julle keuse of julle daarna wil luister, of julle saamstem of nie, dit pla my nie. Ek wil net praat wat dit van my hart afkom, want dis lekker as jy op 'n podium staan, en dis net een rigting verkeer uit jou mond uit, en niemand kan jou verkeerd bewys, niemand kan weet sy kant ook stel nie. Dis wat hierdie tipe mense so gevaarlik maak. Mag die Here hierdie woorde seën, en as jy dit ontvang het, weet, ek het toestemming om dit uit te stuur, God se seën is daaroor, en mag die Here ons almal genadig wees, mag hy ons land kom beter maak, mag hy vir ons 'n godsvreesende leier stuur, wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir hom het, mag God ons land kom restoreer, en al hierdie gelde wat so gesteel is met tenders en bedrog, en hoe kan ek sê, ja, wat ons land daai tyd met die Guptas en alles so leeg gesteel is, en deur oud president Jacob Zuma, wat noem hulle daai goeter, wat soveel ons land in die grond en bestuur en besteel is, mag die Here judge en oordeel, mag elke sent terugkom in Jesus Christus se naam. Net die Here en die Here alleen kan hierdie land restoreer en help. Ons hoop is in Jesus Christus, want net hy kan genees, gesond maak, verandering bring en herstel. Mag die Here ons roepstem nie net aanhoor, maar ook verhoor. En al waarvoor ons bid en vra, is nie vir gunstes en gawes nie, nie vir wonderwerke nie. Al waarvoor ons bid en vra is vir geregtigheid en regverdigheid. Dis al waarvoor ons God is nie 'n God van diefstal en ongeregtigheid nie. Hy is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid, disrespek en ongehoorsaamheid. Hy is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. En hy het altyd die laaste sê. Hy het altyd 'n plan B, en geregtigheid sal altyd seëvier. Hoekom? Omdat hierdie land, hierdie wêreld, die mensdom in hierdie land en die wêreld aan hom behoort. Hy is die skepper van hemel en aarde. So dan kan hy judge en oordeel, mag geregtigheid en regverdigheid geskied. Ek bid dit in Jesus Christus. 'n Mooi dag vir almal. Seën, ons praat weer. Groetnis, Shalom. Amen.